geseënde en 'n kosbare dag vir elkeen van u wees. Is dit nie wonderlik dat ons sonder hierdie dag kan gebruik om sonder ekstra aandag en aanbidding te gee aan ons hemelse Vader? Amen. Ek het vanoggend toe ek wakker word en ek weet dis Vadersdag te sê, Here, hemelse Vader, geseënde Vadersdag van die kinders hier op aarde. Heer, wat sou ons doen sonder die hemelse Vader? Aardse vaders. Sjoe. Maar die hemelse Vader verwarm ons harte en is net altyd daar vir ons. Glo dat die hemelse Vader deur die tyd aktief betrokke is by die lewe. Glo dit? Ek glo dit. Ondervind dit. Ja, klein goedjes. Ons gaan begin sing, ons moet sing vanmorgen, ek is verantwoordelik. En die getuienis toe ons nou net sing van is goed om die Here te loof en die naam te besing allerhoogste. Die groot dade het my baie bly gemaak. Gister ry ek in my pa, want Theo is uitsteek, so dan vat ek en hy die pad. Ons ry om Mr. Pieter Rodium in Midstream Hospitaal te gaan kyk. Heerlik om daar te wees, om te kom bedien. Van daar af ry ons die Pretoria Oos toe, om vir my tannie by daar in die hospitaal is te gaan kuier. En op pad soontoe, vir die eerste keer in my hele lewe, en ek word nou amper 55, kry ek 'n padwiel. Vir die eerste keer in my lewe, so dis die eerste getuienis, ek het nog nooit langs die pad gaan staan, nog nooit. Maar hierdie keer sit my paai langs my en hy sê, sis, dis 'n padwiel wat jy hoor. Ons is Vrydagmiddag lang naweek, 3:15 op die N1 snelweg, in die vinnige baan, want ek hou van my baan. En dis dit katak, my pa sê, gaan links. Weet jy hoe gaan 'n mens links? 3 bane op die N1 op 'n Vrydag. Jy bid, of jy die pa wat hy sê, gaan links. Maar weet jy, dis is en joef, 3 bane, en toe ek moet aftrek op die geelstreep, weet jy wat, my pa sê, sis, kyk, daar is parkering, jy kan op die grond afgaan. Toe langs daar hele snelweg nie, is daar so groot soos die verhoog, so 'n inhang, waar ek kan parkeer. My hemelse Vader. Toe ek nog boog, ek stop, toe sê my pa, jy moes by Outsurance, bel 08600, en ek klaar weer die nommer vergeet, maar hy ken hom. Weet jy, minder as 'n minuut, vandat ons besef, ek het 'n padwiel, het ek road resistance. En hier kom hulle, nee, is dit nie fantasties nie? Helder oordag, klein goedjies broer en suster, maar ek wil net vir sê, die Here is getrou, sien dit net. Is u reg om die naam van die Here groot te maak? Kan u op Vadersdag verklaar? Miskien is u 'n instaan pa vandag. Miskien is daar nie 'n pa in u gesin nie, en dis vandag Vadersdag vir moeders, soos Eduard gevra het of daar dan nie 'n Moedersdag vir paas is nie. En wil ek vir u sê, kom ons staan en ons gaan die poorte in met lof, want of u 'n enigste ma of 'n enigste pa is, en maak nie saak nie, die hemelse Vader het u so in die hande van sy hand volgehou. En dan verklaar ons, as ek so kyk, dan lyk dit nie vir my of hier een sondaar is, of is nie. As ek so kyk, dan lyk dit vir my of almal wie ek hier sien, het al die Here aangeneem as 'n hemelse Vader, as 'n verlosser. As dit verkeerd is, dan is dit u wat weet, en as ek nou die tyd om my saak reg te maak, om in daai verhouding te klim, want u durf nie lewe sonder die hemelse Vader. Maar kom ons staan, en dan verklaar ons, ek en my huis, padwiel, maak die saak, ons sal die Here doen. Aanslag van die Satan, ons sal die Here doen. Is die reg? En dit
ons steek ons aan die lig op en ons verklaar. Ons verklaar. Ek en my woorde sal die Here bedien. Ek en my woorde sal die Here bedien. Ek sal ons Heer op sy naam bely vir die mense. Ek en my woorde sal die Here bedien. Ek en my woorde sal die Here bedien.
En een lof en een dankgebed aan ons hemelse Vader. Iemand wat dat net voelt, iemand wat ook voorgaan gebed. Doen dit gerust, terwijl ons so kostbaar en tastbaar in teenwoordigheid voel. Ja, ons loof en ons prys U vanmorgen. Want U is die alleen wys God. U is die almagtige Skepper. Here, U is die ek is. Here, U is ons rots, ons vesting en ons vrede. Daar is niemand soos U, ons Vader. Ons dank U vanmorgen dat ons die kinders genoeg kan word. Dat ons deels in die lewe kan wees, dat U ons ingebring het in die heiligdom in. En Here, dat U vir ons gemaak het meer as Here. En ek loof en prys U vanmorgen. En ek bid Here dat U in ons lewens, ook in hierdie diens vanmorgen, dat U sal verheerlik word met alles wat ons het. Here, dat U sal oorgee aan U. En Here, dat ons sal weet, U is met ons. Amen. Amen. Halleluja. Vader, ons kom vir Jesus naam te bid. En ek wil vanmorgen vir U dankie sê, dat ons U kan noem as ons Vader. Maar vanmorgen wil ek ook so bid vir elke vader wat in die huis sit, en die moedervaders. En ek wil aan U die lof gee dat U ons die wysheid en die insig gegee het om ons kinders groot te maak. En ek wil vir U dankie sê, Here, veral vir my kinders wat vanmorgen hier sit, dat hulle U ken, U weg ken. En ek gee aan U die lof en die eer. Ek wil bid, Here, dat U die vaders hierdie dag sal seën en sal lei vir die jaar wat voorlê. En dan U kom toe die lof en die eer daarvoor. Ons kan net sê dankie. Dankie vir gesondheid. Dankie dat ons hier kan wees in die huis. Dankie dat ons die naam kan groot maak. Dankie dat ons kan sê dankie. En bovenal, dankie dat ons kan sê, U is ons Vader. En dan U kom toe, al die lof en al die eer. En ek bid dit so in Jesus naam. Amen. 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 Ons loof U. Sê vir U dank. Onder of daar nog iemand is wat ook kort getuienis het wat U met ons wil deel. Bianca, baie dankie. Ja, dat maar net. Vandag kort getuienis hier het ons maar die seën hierdie week was toe ek by is met 2 werke. Ek het Dinsdag begin as 'n pair vir 2 pragtige kindertjies. En toe Woensdag toe kry ek 'n oproep van 'n maatskappy af. En hy het gevra of ek kan inkom vir 'n onderhoud daai middag of dadelik. Sê ek ongelukkig kan ek nie. Ek sit vas by die werk. En vooral of ek 4 uur kan kom, sê ek dis bietjie moeilik want ek kan eers 4 uur klaar. Toe vra ek volgende oggend vroeg kan kom, sê ek ook iemand het begin al 6 uur die oggend werk. Toe sê ek kan ek hulle laat terug na hulle toe kom oor die werk. En hulle het gesê dit is onnodig. Toe later die middag toe bel ek hulle en vra of ek 4:15 kan kom. Nou die maatskappy maak of 5. So toe ek daar aankom was het al 20:20 en ek was nou van die veel van die netjies. Nee, ek is vir my gemakkelijk sibielere, want ek met kindertjies gewerk en soos meeste mense kan al ken, ek is baie vriendelike mens, ek was alrug en ek was maar net myself van die onderhoud gewees. Toe sê hulle op die laatste wat ek sal weet die werk gekry is donderdagmiddag se kant. Toe donderdag toe bel hulle my en hulle sê gevraagd vir my of hulle my dag sal maak en te sê die werk gekry. Sê ek het saam nie my dag, maar sonder my dag. Want die werk is by Pretoria en Pas en ek admin hier in Kaapstad.
het 3 maande van het oorleef. En ek het 'n 4 hartomleiding gekry. En in daai tyd was sy erg, my vrou het my ook verlaat. Maar die Here het my deurgedra 3 weke in ICU en 2 weke in step down. En ek is môre hier op die Here te eer op die doofde prys. Ons is besig om te praat en my vrou is besig om terug te kom. En die Here is nou groot pad af. Baie dankie. Kan ek maar so sit en ek kon nie wag om vir julle die goeie nuus te vertel nie. Ons kom vir die eerste keer met Willem weer in kontak kom, donderdagmiddag. Ek het geprobeer bel, ek was later so ver ek verbel, probeer, want dit is die tikkiebox of voor ek weet nie hoe werk nie. Maar ek sê later van hom, ek gaan na my kamer toe, want ek is nou so opgestres en ek is nou so opgewonde gewees en dan kan ek met my kind praat. En hy van die foon toe en die foon sit. Toe gaan ek toilet toe en dan gaan ek bed toe. Toe kom ek toilet toe, toe sê hy so. Ek is so blij. Hy was so opgewonde. Hy het so gehuil. Hy sê dankie vir alles. Hy sê dankie, moet nie ophou bid nie. Hy sê hy is opgewoonlik saam met die Here en hy moet so opgeroerd word. So, as jy nou hartig bid sê, as jy so vooruit vandag gebid het, pastoor, hy sê, bid vir my, want ek wil alles los. Ek wil nie 'n deel van die duiwel los, en ek wil net die Here doen. Loof die Here, amen. Ek wil net lees uit Jesaja 55, paasreaksies. Voor almal wat dors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, kom koop. En eet, ja kom koop. En sonder geld, en sonder prys, wyn en melk. Neig julle oor en kom na my toe, luister en julle siel sal lewe. Laat die goddelose die weg verlaat en die kwaaddoeners sy gedagtes en laat hom tot die Here bekeer. Dan sal hy kom waardig wees en tot ons God wat hy vergeef menigvuldiglik. Want soos die hemel hoor as die aarde, so is my weë hoor as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. Ek wil net vanoggend vir die Here dankie sê vir sy goedheid, sy getrouheid en sy liefde oor ons almal. Ek wil net ietsie aanlas wat Jakob vergeet het. Dis nou nie my getuienis om te vertel nie, maar ek voel om dit te sê. Toe sy nou gegaan het vir haar onderhoud vir die ou Pierberg, moes sy verbyry die eerste keer wat sy self by die plek waar sy haar ongeluk gehad het verbyry. En in die begin, toe ons nou in daai rigting ry, was dit vir haar baie moeilik. Sy het gesukkel om daar te ry. Sy het soms haar oë toegemaak as ons daar verby gery het. En ek het net vir haar gesê, gee dit vir die Here. Gee dit vir die Here. Bid en vra die Here om jou te help daarmee. En sy het eventually daaroor gekom as ons saam met haar gery. En verlede week op Saterdag moes sy alleen daar verby ry vir die eerste keer. En toe sy nader kom daar, het sy begin benoud word. Maar sy het gebid, en dadelik het daar net 'n vrede oor haar gekom. En wat ek net wil sê daardeur is dat gebed verander sake, en die volhoudende gebed van 'n gelowige verander sake. So jy moet nooit dink dat as jy bid en dit gebeur nie dadelik nie, dat dit die Here se antwoord nee is. Dit is nie wat dit is nie. Die Here wil hê ons moet aanhou bid. Die Here wil hê ons moet deurbid. Daar's 'n mooi liedjie wat
bid maar deur tot jy die antwoord kry. En bid maar deur jy sal die antwoord kry. So ek wil net vandag vir julle bemoedig toe, Tannie maar net gepraat het van gebed en ons moet praat van gebed en Tannie Rina wat daai lees. Ons moet na die Here toe kom. Ons kan dit nie na 'n mens toe vat nie, want mense gaan ons nie die antwoord gee wat God ons kan gee. Amen. Ons gaan oproep na wat hulle gee. Dis dat ek so vraag stel. Baie belangrike deel van dit. Toe ek uit die operasie uit toe mooi bygekom en 2 dae later kry ek bou en nierversaking. Want my nierfunksie maar 80% was. En dat het my geskryf na plek in die saal waar die mense lê wat dit nie maak. Maar hulle het nie wetenskap gehou hoeveel mense vir my gebid het. En die Here het my deurgedraag. So ek was amper 4 keer in die poorte, maar ek is teruggestuur want die Here het nog gedoen oor my. Amen. Amen. Ek glo ons ons broer hande opneem. Ja. Sonder net vandat hy opgestaan het. Hoe dit van bid, sy vrou opdra, iemand is wat saam met my op hande opneem. Ons doen waar jy die Gees op ons hande gelê. Hemelse Vader, dankie, Vader, ons een gemeenskaplike Vader het en ons vrymoedigheid om na mekaar toe te kom en om na U toe te kom. Here, ons broer is miskien vreemd vir ons, maar U ken hom en ons wil hom vanmôre sommer net, omdat hy in ons midde is, opdra aan U. En ons wil dankie kom sê saam met U, Here, vir dit waardeur U om alles gedraai het en dat hy vrymoedigheid het om vanmôre te kom en aan U die lof en die dank en die eer daarvoor te bring. Ons wil ons hande op hom lê en ons wil bid en vra, Here, dat U hom waarlik sal volkome aanraak, dat U helende krag deur hierdie liggaam sal vloei, Here, en dat U hom sal maak, gesond sal maak, alles wat verkeerd gaan. Dankie, Here, dat U deur dit alles gedra het. Ons wil die lof saam met ons na U toe bring. Ons wil sy vrou aan U opdra vanmôre. Here, ons plaas haar in U hande en ons bid saam met hulle vir goddelike aanraking. Ons bid vir goddelike oplossing. Ons bid vir 'n goddelike oorwinning in die naam van Jesus en ons loof U daarvoor. Amen. Halleluja. Amen. Kan ek sommer vra dan op ons gebed voor ons van sommer net hierdie bank geveel. Wil jy 'n versoek doen? Halleluja. So sommer net is dan nog iemand wat ons bid vir Hemelse Vader. Dankie dat U in die woord verklaring maak. Op die siekes sal julle die hande lê en hulle sal genees word. Here, ons staan op daardie belofte in hierdie oggend en ons bid vir wille van ons tree in hierdie môre en ons vra, Here, dat U as Hemelse Vader dan sal uitreik na hom toe en dat U hierdie liggaam nou sal aanraak in U kosbare naam en dat U 'n goddelike genesing sal bring in U lieflike naam en ons sê vir U dankie. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Nog iemand. Ons moet ons hierdie dag Rina aan die man. Vader, bring het sommer na U toe. Halleluja. Dan die video vreeslik op pyn nodig. Kom ons sê ons aan. Ons wil ons hande op die Here. Dankie, Here, dat U daarin opdrag gee. Dankie dat U dit bemagtig. Sê wanneer ons hande op mekaar lê en ons vertrou U daarvoor, dat U die genesingswerk sal doen. En ons bid nou vir Nigeria en ons vra, Here, dat U haar sal aanraak nou met 'n goddelike aanraking, dat daar nou genesingskrag deur hierdie liggaam sal vloei, dat U hierdie rug sal aanraak en sal gesond maak, dat hierdie pyn nou sal verdwyn in U kosbare naam, dat sy die res van hierdie diens sal kan deursit en dit sal
bedaagde by Louis saam van die wat sal kom aan de op ons vertrouwen in die dag. Halleluja. 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 Here ons bid vir Louis. Met vrede gaan nou Here, dat die heerlijkheid weer sal vloei in hierdie oomblik en dat die genesingswerk sal doen in die lieflike en die kostbare naam. Ons kom na U toe, Here, nie as bedelaars in hierdie oggend nie, maar ons kom na U toe as U kinders wat beloftes gemaak het, sê wat julle in die naam van die Vader vra, dit sal U gee. En ons bid nou en vra, Here, dat U vir Louis sal aanraak hierdie liggaam, sal gesond maak, elke pyn sal wegneem in U kostbare en lieflike naam. Amen. Veel drie van jullie en vrouwen daar samen, maar denk op het, dat ik nog heel die samen proberen. Dat wil het iets van mij. Voor onze Vader, en ons beroep voor u, Here, dat U het zal aanraken. Here, dat U die suiker zal normaliseren en hierdie oomblik. Dankie Here, dat niks by U te groot of te klein is om te doen. Dat U kyk na ons en dit ons raak sien vir ons dagse omstandighede. En ons wil roep en vra dat U waarlik op die hand van geneesing op U sal lê, Here. Dat U ons sal aanraak nou en dat alles net na normaal sal terugkeer. En die ongerief van dat U ons sal verdooi nou in die kostbare en die lieflike naam. En ons sê vir U dankie. Halleluja. Halleluja.
al die lof. Halleluja, Jesus. Halleluja, halleluja. Ons doen, Vader. Halleluja, Jesus. Ons prys U vanmôre. Ons gee U die lof en die eer. Halleluja, halleluja. Al die lof en al die eer kom U toe. Ons lof vir Jesus. Ons dank U vir lof. Halleluja. Halleluja. Want so lief het God ons gehad dat hy sy enigste seun vir ons gestuur het om ons te kom sterf. Nie net vir ons sondes nie, maar alles wat in ons lewe doen, vir alles waartoe ons gaan, vir elke hartseer, vir elke verlorenheid wat ons het met Vader. Maar ook net so vir al die geluk, vir al die vreugde wat U vir ons gee. Vir al die blessings op blessings op blessings wat U oor ons lewe stort. Ons wil U lof bring. Halleluja. En aanloop na hierdie Sondag, terwyl ek besef het, is Vadersdag, dag waarin daar weer baie na Vaders verwys word en ons verseker net ons dankbaarheid bring vir die feit dat daar Vaders in die lewe is wat regtig hulle vaderskap opneem soos wat die Bybel dit van hulle verwag. Het ek ook gedink aan die feit dat ons 'n hemelse Vader het en wonder hoe sal dit wees as almal net hierdie dag gebruik om aan ons hemelse Vader lof te bring en dankbaarheid te bring en hom te verheerlik vir die Vader wat hy vir ons is. En ek het so behoefte gehad dat ons vandag liewer daardie teks sal kom. Maar ons net vir 'n oomblik ons hemelse Vader se naam opdig en hom kom verheerlik. Dit is my so besonder dat die Heilige Gees dit dan so verlei het dat ons tot op hierdie punt ons hele fokus op ons hemelse Vader is. En is dit nie kosbaar nie. Dit is nie besonders om aan hom te behoort en te weet ons het 'n hemelse Vader nie. Ek het 'n gedagte voorberei wat ek met u wil deel wat ek wil noem 'n vaderhart vol barmhartigheid. Maar ek is bewus daarvan dat die tyd al redelik ver geloop het en ek gaan dit seker so 'n bietjie verkort, maar terwyl ons op hierdie punt is waar ons werklik ons hemelse Vader kom verheerlik, kom ons deel net so 'n paar gedagtes uit die woord van die Here rondom dit. Want so dikwels word daar gesê dat kinders se belewing van hulle aardse Vader en sy optrede gee vir hulle 'n persepsie van God as hulle hemelse Vader. En dis wat hulle van hom dink en dit bepaal ook hulle vertroue in hom. Maar ek wil vandag met 'n groot dankbare hart na die Here toe kom en sê dat ek het nog nooit na 'n aardse Vader gekyk en besluit dis hoe my hemelse Vader is. Want ek kan nie die vergelyking tref. Ek kan nie enige iemand op aarde vergelyk met my hemelse Vader nie. Want daar is iemand op aarde wat 'n barmhartigheid in sy hart het, soos wat ons hemelse Vader het, die het reg ons gehoor. So lief het God die wêreld gehad. En kom ons haal die wêreld so bietjie uit. Dan kyk ons in ons konteks vandag, en dan kan ek en jy sê, so lief het God my en jou gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. En ek het die verhaal van die verlore seun in Lukas 15 weer so 'n bietjie gaan deurlees. En kom ek lees net vir u so 'n paar verse daar.
Lukas hoofstuk 15 vanaf die 11de vers. En hy, dit is Jesus, het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my deel van die eiendom wat my toekom, en hy het goed tussen hulle verdeel, en nie baie daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land, en daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van die honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U, en ek is nie meer werd om seun genoem te word nie. Maak my soos een van U huurlinge. En hy het opgestaan en aan sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop, en hom omhels, en hom hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U, en ek is nie meer werd om U kind genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. Net tot sover. Die baie bekende verhaal wat ons hier ken van die jong seun wat die wêreld ingegaan het met sy erfgeld om te gaan soek na geluk en sin in sy lewe. En die tragiese van die verhaal, en dis iets wat ons nogal baie in die samelewing vandag sien, is hierdie seun het gaan soek na dinge wat hy reeds in sy vaderhuis gehad het. Hy kon dit net nie raak sien, terwyl hy daar in sy vaderhuis was nie. Hy het gaan soek na vreugde, sekuriteit, liefde, sy plek in die lewe, en hy eintlik gaan soek na home away from home. Ek vertrou U hoor wat ek sê. Hy het dit wat hy by die huis gehad het, en wat hy net nie kon raak sien nie, het hy op 'n ander plek gaan soek, so hy die huis op 'n ander plek gaan soek. En ons ken die verhaal, hoe hy sy geld verkwis het en op wêreldse plesier dit uitspandeer het, en hy skyn liefde ervaar en uiteindelik gekry het wat hy nie wou gehad het nie. Hy het eintlik op 'n plek gekom waar hy dit gekry het away from home en nie at home nie. En alles is verkwis en uiteindelik was hy leeg, verlore, honger en verneder, en hy eet gatkos. En dis miskien 'n bietjie kras om dit te sê vandag, maar ek dink die Bybel druk dit juist so uit, dat ons moet besef dat hoe ver die lewe jou kan neem as jy wegval van jou hemelse Vader af, dat jy uiteindelik op 'n punt kom, ekskuus vir die woord, maar dat jy varkkos eet, die vuil van die lewe, die vieslikheid van die lewe. Hy word sleg behandel deur sy eie werkgewer, sy vriende wat by hom was toe hy geld gehad het, het hom verlaat, niks, en niemand is meer oor sy in sy lewe nie. En dit klink soos die lewe van baie mense wat ons vandag ken, 'n lewe wat dikwels rondom ons gebeur. En tog kom die Here in die verhaal en hy bring 'n wending in hierdie jong man se lewe. En dit leer ons vandag iets, dat swaar kry hoef nie vernietiging te wees nie. Wanneer ons in ons swaar kry ook by die Here bly en ons steeds sien as ons hemelse Vader, dan bring dit 'n wending in ons lewe van swaar kry en lei dit soms die manier om ons fokus net weer reg te kry, dat ons weer ons dankbaarheid sal optel en oplig vir die feit dat ons 'n hemelse Vader het met 'n hart vol barmhartigheid. Jesus teken eintlik hier
op 'n baie besonderse wyse 'n prentjie van die regte fokus in die lewe. En dit word so dikwels gefokus op die seer. En dit is nie verkeerd nie, want dit is deel van die verhaal. Maar soms word daar soveel gefokus op die seer, dat ons mis die Vaderhart in hierdie verhaal. En ons moet die hele prentjie by mekaar kry, en die fokus by mekaar kry, en sien presies wat die Here Jesus hier vir ons leer. Dit gaan eintlik oor die Vader. En ons skuif die gordyn so 'n bietjie weg, sodat ons 'n kykie in die Vaderhart kan kry. En dat ons uiteindelik, wanneer ons fokus reg is, 'n kykie in God se Vaderhart kry. En dan sien ons dat hy as Vader betrokke wil wees in die detail en dinge van elkeen van ons se lewe. As ek luister na 'n paar van die getuienisse wat ons vanoggend gehoor het, dan is dit nie groot getuienisse wat ons gehoor het nie, maar dit is klein dingetjies wat in mense se lewens belangrik is. En die Here was as hemelse Vader daar, en hy het ingegryp in daardie klein dingetjies, en hy maak van dit groot dinge in ons lewe, sodat ons sal besef hoe sy Vaderhart lyk, en dat ons daarop sal kan fokus. Van 'n babatjie tyd af is daar 3 basiese behoeftes wat elke mens het. Die een is, jy wil voel jy het waarde. Die een ander een is, jy wil aanvaar word. En dan 'n ander een is, jy wil lief gehad word. En ongelukkig in die lewe daar al so wanpersepsie van sekere van hierdie dinge gekom, dat mense dit nie altyd meer ondervind nie. En die Vaderhart van God kom en hy bied presies hierdie vervulling vir elkeen van ons. Hy leer paas hoe om te wees in hierdie lewe, ook soos hy is, dat paas so teenoor hulle kinders sal wees. En ek kan vanmôre vir u sê, geliefdes, van my eie ervaring met ons hemelse Vader, en in getuienisse wat ek gehoor het vanmôre, en ek glo die meeste van ons het 'n storie om te vertel rondom dit, maar die een ding wat ons kan ervaar en wat ons weet is, dat God aanvaar elkeen van ons. Hy verstaan jou, hy het jou onvoorwaardelik lief, en wanneer die lewe jou op sy laagste het, totaal gebroken en vermurwe, wanneer jou opsies uitgeloop het, en dit lyk of daar net geen uitweg meer oor is nie, het ek en jy een besluit, en een besluit alleen. Die besluit wat die verlore seun geneem het. Ek sal opstaan en na my Vader gaan. En as ons mooi gaan kyk en mooi gaan dink, wat het hom hierdie besluit geneem dat neem? Was dit dalk sy skuldgevoel? Was dit dalk die feit dat hy honger gely het en varkkos moes eet? Was dit dalk die feit dat sy geld opgeraak het en hy verlore en alleen was? Dan wil ek vir u sê, nee, hierdie seun het sy pa se hart geken. Hy het geweet wat hy by die huis gehad het en wat hy daar agtergelaat het. En dit het hom getrek terug na home at home. En nie meer home away from home nie. Hy het gesê, ek sal opstaan en na my Vader gaan, vers 18, in die gedeelte wat ons gelees het. En dit bly die beste opsie in hierdie lewe vir elke mens om te neem. Want dit is die beste wat ek en u kan doen, wanneer ons in ons verlore toestand is. En dit is om te sê, ek sal opstaan en na my Vader gaan. En dan kom die Here Jesus en hy teken vir ons so 'n prentjie van die klop van die Vaderhart. 'n hart
met tederheid. En tederheid word in die woordeboek verklaar as saligheid met 'n liefdevolle gevoel. En toe ek dit lees, toe besef ek net die volheid van God se omgee vir elkeen van ons, vir elke mens. Die betekenis van Johannes 3:16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy bied vir ons 'n saligheid met 'n liefdevolle gevoel. Iets wat ons sal trek, iets wat ons na die Vaderhart van ons sal trek en hom nader sal bring. Hy bied 'n onvoorwaardelike liefde. En as ons so na die verhaal kyk, dan sien ons die seun hoef nooit enige oomblik aan 'n lys voorwaardes voldoen het toe hy teruggekom het by die Vaderhuis. Kan jy dink, as hy daar aangekom het en die pa het hom gesê, goed, hier is die deur, jy is welkom om in te stap, maar teken net dus gou hierdie lys. Ek sal nooit weer geld gaan los nie, ek sal nooit weer wegloop uit my ou huis nie, ek sal nooit weer onrespekvol wees nie. Hy het nie nodig gehad om aan 'n lys vol voorwaardes te voldoen nie. Hy het nie nodig gehad om homself eers te kom bewys nie. Die egtheid van sy berou het hy nie nodig gehad om te bewys nie. Hy het nie nodig gehad om 'n proeftydperk uit te dien nie. Selfs sy goed voorbereide pleidooi, wat amper soos 'n bekeringsgebed klink, word in 'n oomblikse tyd kortgeknip. U sal onthou in die verhaal dat hy gesê het, ek sal opstaan en na my Vader gaan, en ek sal vir my pa dit sê, en ek sal vir my pa dat sê, ek sal vir hom sê, ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie, ek sal vir hom sê, al kan ek maar net soos een van die diensknegte en die werkers wees. Dit klink amper soos 'n pleidooi bekeringsgebed wat hy voorberei het om voor sy pa te gaan aflê, maar dit word geknip in die oomblik toe sy pa hom sien aanstap en daar nie eers 'n woord nodig was om te sê nie, want die pa was gereed om hom te ontvang. Die Vaderhart was vol barmhartigheid teenoor sy seun, en ek wil vir u sê, geliefdes, in die tyd waarin ek in die lewe, en ek dink ons almal kan dit verklaar, terecht Annelie aan die begin gesê, as ons goed nie gehoor kyk, dan lyk dit of ons almal hier kinders van die Here is, maar toe ek en jy nog kom aanstap het, met ons pleidooi en ons gebed en wat ons wil sê, toe ons Vader reeds vir ons gesê en dit kort geknip, en in sy Vaderhart het hy ons reeds sien aankom, het hy ons aangeneem en het hy besluit om ons kinders van hom te maak, sodat ons erfgename van hom en mede-erfgename saam met Christus sy seun sal wees, en dat ons alles sal erf wat hy vir ons wil gee. Selfs die seun se erkenning van sonde teenoor sy pa en sy eie gevoel daaromtrent om nie meer kind genoem te word nie, die bereidheid om sy kindskap op te gee en soos werkers behandel te word, was nie nodig nie. En dis my so kosbaar, hierdie verhaal. Ek het lang terug eendag genoem, 'n hele paar jaar terug. Die seun was bereid om op te hou seun wees, maar die pa was nie bereid om op te hou pa wees. Hy wil aanhou pa wees vir hierdie seun. En die seun het nie eens nodig gehad om lang stories te kon bied nie, voordat hy so iets kon doen, reël sy pa al die fees met hierdie woorde, hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Ek onthou hoe ons 'n lied gesing het, ek weet nie of u dit nog ken nie, toe ek sommer baie jong was, there's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. En dan gaan die lied verder, en hy sê, a sinner has come home, en dis so waar, die hemelse Vader wag vir elkeen wat wil terugkom huis toe, elkeen wat na hom toe wil kom, en hy sal niemand wegwys nie, hy wag, hy kyk uit, en elkeen wat verlore is, wil hy terug
sê vir ons, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was in die misdade en die sondes. En dan beskryf hy dit so 'n bietjie verder daar, hy sê, waarin julle tevore gewandel het, toe julle weg was van die Vaderhuis af, toe julle home away from home gaan soek het, daar was julle volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerhede van die mag, van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. Hierdie seun wat dood was, het lewend geword. Hy het teruggekom na die huis toe. Ons word almal aanvaar. Amen. Nie op grond van ons eie omstandighede nie. Nie op grond van home away from home nie. Maar op grond van God se barmhartige hart en sy liefde vir ons en die werk wat die Here Jesus aan die kruis gedoen het. Maar egter ook 'n ander kant in hierdie verhaal. Dit beteken nie dat daar 'n liefde net 'n sentimentele liefde is, waar ek en jy kan lewe met die gedagte dat die Here is so goed en dierbaar en hy sal maar aanhou en aanhou en aanhou vergewe nie. En sy vaderhart, waarmee hy na mense kyk, sal maar net aanhou en aanhou vergewe nie. Ons moet een ding besef, in God se vaderhart het dit hom gekos om sy eie siel te stuur, om te kon sterf aan die kruis, sodat hy vir ons 'n vader kan wees. 'n vaderhart vol voorsienigheid, Matteus 7 vers 7, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. En het ons nie vanmôre besonders die bevestiging daarvan gehoor, deur die uitleg wat gekom het en gesê, maar hy hoor ons gebed, en hy sal ons gebed antwoord nie. 'n vaderhart wat vir ons sê dat as ons na brood vra, sal hy nie vir ons 'n klip gee nie, of as ons na vis vra, dan sal hy nie 'n slang gee nie. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Hy voorsien graag aan sy kinders op alle vlakke, fisies sowel as geestelik. Asaf het in Psalm 73 vers 24 gesê, dat dis 'n vaderhart vol vriendskap, en wat daardie vriendskap in raadgewers hoedanigheid met ons deel. U sal my lei deur die raad en my daarna in heerlikheid opneem. Dis 'n hart vol verlossing, Psalm 103 vers 12 en 13, so ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. En ek lees nie in hierdie verhaal dat die pa nou eers daar iewers met sy kind onder 'n boom gaan sit en gesê, maar kom vertel my vir my mooi, presies wat het jy gedoen? Het jy jou geleer uit jou fout? Waar het jy al hierdie geld spandeer? Wat het jy met jou geld gedoen? En vertel my mooi wat gebeur dat ons die oplossing kry nie. Nee, die vader sê, toe hy die seun sien aankom, het hy alreeds in sy hart besluit dat daar gaan 'n fees voorberei word, want hierdie seun was dood en hy teruggekeer. Die vader het net eenvoudig die oortredinge verwyder, so ver as wat die ooste van die weste af verwyder is, sal hy die
seun terug ontvang. En wat 'n wonderlike voorreg het ek en u vanmôre om deel te wees van hierdie Vader, my broer en suster. Hy ontferm hom oor ons, oor elkeen wat hom vrees. En hy smag daarna dat ons foute of hy smag daarna om ons foute en ons tekortkominge te omskep in iets positiefs. Ek wil vir u sê, ek weet nie waar u vanmôre is. Ek ken almal van u wat hier sit. Maar ek wil vir u een ding sê. As daar 'n fout in jou lewe is, as daar iets wat verkeerd is, die Vader wil dit vandag omskep in iets positiefs en dit regstel. Hy poog altyd om ons terug te bring vanuit ons natuurlike verdorwenheid na sy volheid en dat ons daarin sal leef. En dan kom vertel Psalm 91 vir ons hoe hy altyd beskermend teenoor ons optree. En ek gaan Psalm 91 vir u lees nie. Ek gaan vir die huiswerk gee. Gaan lees dit by die huis. Ons het nie vanaand 'n aanddiens nie. Gebruik die aanddienstyd. Gaan lees Psalm 91 by die huis. En sê weer dankie Here. Dankie dat ek 'n hemelse Vader het met 'n vaderhart wat vol barmhartigheid is. En dat alles wat u met my doen, in u optrede met ons wil beskerm teen hierdie lewe. Hope away from hope. Hy wil ons by die huis hou. Hy wil ons daar hê. Ek sien dit nogal soms so dikwels wanneer ek jong mense in die huwelik bevestig. Dat ouers wil eintlik hulle kinders so graag, so lank as moontlik in die huis hou. Hulle wil hulle nie laat gaan. Maar as 'n mens dan die Bybel begin leer en sê, maar kind moet nie nog altyd sy ouerhuis verlaat. Is daar 'n moeder wat sy gesig so nie lang maak. Behalwe vir een huwelik. Ek het 'n jong man in die huwelik bevestig wat al so aan sy 30's geraak. En ek sê toe, ek weet nie presies waar jou ma sit, want ek ken nie sy ouers hier in gehoor nie. Maar ek het vir die slegte nuus, die Bybel sê, hy sal sy vader en moeder verlaat, sy ouerhuis verlaat en sy bruid aantref en sê die man, yes! Ons hemelse Vader wil ons in die huis hê. Net soos ons graag ons kinders by ons in die huis wil. So wil ons hemelse Vader ons by hom in die huis met sy barmhartige hart en vir ons hoop en hoop skep. En was dit die hoop en hoop verword, ons hier saam gekom en sy naam kom verheerlik. Wil jy dit nog vir 'n keer aan saam met my opsteek? Sê dankie hemelse Vader. Dankie vir die hart vol barmhartigheid. Dankie dat ek deel in u huis vandag. Dat ek opkyk na 'n Vader wat my getrek het en my in die huis wil hou elke oomblik van die dag. Dankie dat u ons beskerm en ons bewaar teen elke aanslag, teen elke vorm van kwaad wat daar in hierdie lewe is. En dat u ons uitgekyk het en ons nader gebring het toe ons kom aanstap. Ons sê vir u dankie daarvoor in hierdie oggend. Amen. Amen. Baie dankie aan ons musiekspan wat gereed maak. Ek wil van my kant ook net vir elke vader wat hier is. Ek gaan jou nou 'n geleentheid gee. Vir elke vader wat hier is, 'n baie wonderlike geseënde Vadersdag toewens. Vertrou, u gaan sommer bederf word en u gaan dit geniet. Wil jy iets gesê? Kom ons gee hom net vir 'n kans.
Ek en my seun die sekuriteit in 'n maatskappy. Mense sê dis 'n gevaarlike area. Nou ons het so 3,5 jaar terug daar begin. En het na 'n paar dae het ek die Bybel Psalm 91 opgemaak en in die gesit in Paradise. En daar was in die 3,5 jaar was daar in my gees gebots. Iets in donker op die grenslijn van ons site. En dit het opgekomen op daarom uit en dit hardop bestraf. En dan het alles normaal gevoel. En na die 3,5 jaar was het nodig geweest om een keer alles soos ons uit te kry vir die site. Dankie net vir die Here. Ons het daar is en dat hy sien dat ons gelowige mense is. Hy sê die geloof het jou gered. So, en bedanke aan Winif, dat ek maar net, dat ons daai tyd getrouw in die saligheid hier van skool. Die Here is niet wonderlik. Hy het rede te doen met alles. Amen. En ons moet net, ons spier bly. Amen. 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 Die andersou, daar is wat met Christus gepraat. Dat jy maar net wil met ons nou self van daai gebruik. Ons voorgestel aan Jesus en die wonderlike lewe van ons God gekend maak en ons gekend. Ja, hy was ek net so nie oploop. En nou kom die van op my vrou waar my woonstel en dit is werklik weer wat ek in ons geword het. Nou so, die leeuw nou maar jou lewe. En jou knop kom dan weer om dan nog te krijg, ja, dat je al maak. So 2,5 maanden dat je ons af, ons bij ons aan. En dit is zwaar, dit is moeilijk, ons elke dag eet op ons zien, het elke dag gewerkt, aan kwartier te staan, buiten op die stad te stappen, en even werk en alle twee samen te werk. Die bring die Here as terug by my. So hy moet huis toe. Amen. Al is dit nie swaar kry, al is dit nie dat alles gebeur, dan moet net ook die huis kom op maak. En help ons dan, en het ons gesê, die Here is keer terug. Amen. Ons is terug die huis. Die sit ons wacht. Amen. Ons loof die Here. Ons het die aandienst vanavond nie, ons het gesluit tot so na die skoolvakansie. Ons koffiestasie is op, gaan kuier gerus lekker daar. En as ek so kyk, het my daar so by 3-4 dae vir aan die paas hierop. Het sal seker soos by net die slot sal vir u gegee word. Dan weer ons iets van. Amen. Die kandidaat is vir kinders en opdranders. Nee, hy is daar. Man het my geleer in Afrika met jy 'n 30 dae is ek nooit gedink ek gaan hierdie dingetjie dit dien is vreemd my oor hierdie goed wat ons maak is maar 5 nou aan my kant Johannes daar sy so ons is so dankbaar dat ons kan aanpas as ek wonderlik met die offerandes van die ryk seën daarvoor kom ons sê nie dankie Here wat 'n voorreg om broers en susters te wees. Dankie vir die spontaniteit. Dankie dat ons net vir mekaar kan wees, mekaar kan bedien. En dankie Here dat ons kan gee met waardering en met 'n liefdevolle hart, met 'n blymoedige gees. Seën dit wat U ontvang Here, en dit werklik waar tot eer van U naam aangegee ons dank lof. Amen. So getrou is die Heilige Gees. Ons slotlied is ons huiswerk. Kan jy glo? Hy wat skyn en fit bly by die allerhoogste sal vertoef die skare weer van die Almagtige. Ons sal dit sien. Hy wat skyn en fit bly by die allerhoogste
wysheid sal gee met al die reëlings, alles wat moet volg, dat die Here net vir hulle sal leer. Ek het nou vir die oom met die sissies se naam vergeet, kan jy onthou? Ek kan nie onthou nie, maar dit maak nie saak nie. Gerda se sis, ons bid vir die familie, die Here hulle regtig sal vertroos en sal versterk in hierdie tyd. Ons sal nie sleep en sluit ons af. Here, ons kan dadelik saam met die Dawid van oud sê, dit was goed om in die huis van die Here te wees. Dankie Here dat jy ons kom seën het, dat jy ons kom versterk het, dat ons toegerus van die af uit kan beweeg, met die wete Here, U is ons toevlug, U is die God op wie ons vertrou. Here, ek bid vir reisende genade vir elkeen van ons. Ek bid vir die hand van bewaring en beskerming oor elkeen. Die genesingskrag wat werksaam is, waar dit nodig is. Here, gee vir ons 'n onwrikbare geloof, vaste vertroue op dit wat U vir ons beloof het. Wees asseblief met elkeen wat in 'n krisis is, elkeen wat in 'n leeukar is, elkeen wat in 'n vuurwind is, elkeen wat hartseer is, wat nog moedeloos is, elkeen, Here, wat uitroep en toenadering soek. Here, voorsien soos U alleen kan, soos die woord wat uitgegaan het, Here, dat elke gebed geantwoord sal wees op die regte tyd volgens U wil. Verdaag ons in U liefde, Here, is my gebed